Uit die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 8 vanaf vers 31. God is nie hulle Vader nie. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo: As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord: Ons is die nageslag van Abraham, en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, jy sal vry word? Jesus sê toe vir hulle: Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor wat ek van my Vader gesien het, en julle doen wat julle by julle Vader gehoor het. Hulle het hom gesê: Ons Vader is Abraham. Daarop sê Jesus vir hulle: As julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het. Maar nou wil julle my doodmaak. Vir my wat die waarheid wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dis nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het. Hulle sê toe vir hom: Ons is nie uit oorspel gebore nie. Ons het net een Vader, naamlik God. Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle my lief hê. Ek het van God afgekom, en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Dis kinders van die duiwel. Hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want dit is 'n leenaar en die vader van die leen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Dis daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Vers 48, die opskrif: Jesus was voor Abraham al daar. Die Jode sê toe vir hom: Ons het mos gesê, jy's 'n Samaritaan en van die duiwel besete. Jesus het geantwoord: Ek is nie van die duiwel besete nie, maar ek eer my Vader, en julle doen my oneer aan. Ek soek egter nie na eer vir myself nie. Daar is een wat eer vir my soek, en hy is regter. Dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Die Jode sê toe vir hom: Nou is ons seker dat jy van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete ook, en tog sê jy: As iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jy is tog nie groter as ons voorvader Abraham wat gesterf het nie, en die profete het gesterwe. Wie verbeel jou, jy is jy? Maar Jesus antwoord: As ek myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat my verheerlik. Hulle sê: Hy is ons God, en tog ken julle hom nie. Maar ek ken hom. En as ek sê ek ken hom nie, sal ek net soos julle 'n leenaar wees. Maar ek ken hom, en ek neem sy woorde ter harte. Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug, dat hy die dag van hom sou sien. En hy het dit gesien en was bly. Die Jode sê toe vir hom: Jy is nog nie 50 jaar oud nie, en het jy vir Abraham gesien? Jesus het geantwoord: Dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is ek al wat ek is. Hy het toe klippe opgetel om hom daarmee te gooi, maar Jesus het gaan skuil en van die tempel af
weggegaan. Johannes 8, baie aangrypende gedeelte waar Jesus baie direk praat met die Jode vanaf vers 31 en waar hulle klem lê daarop dat hulle kinders is van Abraham, dat hy vir hulle verduidelik dat hulle moet kinders wees van die ware God. Kom maar, ons maak seker dat elkeen van ons 'n kind is, want soos ons hier by Jesus hoor, 'n kind, 'n seun, gaan nooit weg nie. Slawe gaan weg, slawe word koop, gaan weg, maar 'n kind bly altyd 'n kind. Sorg dat jy 'n kind is van die Here, want ons weet die wat wedergebore is, sal die ewige heerlikheid saam met Christus beerwe en ingaan. As jy nie 'n kind is nie, as jy nie wedergebore is nie, sê die Bybel vir ons duidelik, dat jy die ewigheid sonder God tegemoet gaan. Is jy bereid om die kans te vat? Of wil jy in alle eerlikheid sê, nee, ek wil graag ewigheid eerder, nie net eerder nie, in alle opsigte, by Jesus deurbring. Onthou die keuse wat jy vandag maak terwyl jy lewe sal die Here eerbiedig tot in ewigheid. Of dit met hom is, of sonder hom is. Daarom wil ek afsluit, soos Christus ons geleer het in die begin van sy prediking. As hy begin het met sy optrede in die openbare lewe, het hy telkens gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Dit is nie elke dag vir ons baie duidelik oor wat en hoe ons moet doen nie, maar een ding kan ons baie seker oor wees, of jy 'n kind is van die Here of nie. Maak seker en vra dit in sy naam, as jy nie seker is nie. Mag die nabyheid van die Here vir jou werklik wees, daarom seën ek elke een wat luister. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly tot in ewigheid. Amen.